Baie welkom by ons online diens vandag. Dit is 'n voorreg om met julle te praat oor Fase Sondag. Wat is Fase Sondag? Ons celebrate vandag of Sondag in die gemeente, ons graad 7's en ons matrieks. Hoekom? Want hulle beweeg van volgende jaar af in 'n nuwe fase van hulle lewens in. 'n Fase wat baie daunting is, maar ook baie exciting is. So, hulle gaan baie nuwe dinge beleef, nuwe groei, nuwe pyn, nuwe avonture, en daarom wil ons vir hulle 'n klein bietjie tools gee, en dalk vir jou ook, oor hoe om hierdie nuwe fase aan te pak. Nou, fases was nog nooit iets nuut nie, dit is seker een van die natuurlikste goed wat bestaan. As ons kyk na die alombekende Prediker 3, weet ons dat daar is 'n tyd vir alles. 'n Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, 'n tyd om te plant, om uit te ruk, om dood te maak, om gesond te maak, om af te breek, op te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om op te pas, weg te gooi, stil te bly, te praat, lief te hê, en 'n tyd om te haat. Daar is 'n tyd vir alles. Daar is 'n tyd vir kind wees, vir tiener wees, vir student wees, vir volwasse wees. En binne al hierdie fases is daar kleiner fases. 'n Tyd om te leer hoe om te praat en te groei, selfstandig te word, jou identiteit te vind, 'n loopbaan te groei, jou pasmaat te vind, kinders te kry, om te fokus op familie, om oor te gee, om af te tree, om weg te tree, om te fokus op kleinkinders, ensovoorts, ensovoorts. Die lys gaan net aan en aan en aan. Daar is 'n tyd vir alles. Nou, ouer jy word, hoe meer gereeld sal jy hoor, hoe ouer jy word, hoe vinniger stap die tyd aan. Hoekom? Want hierdie sêding is so waar. Hoe ouer jy word, hoe vinniger stap die tyd aan. So hoe maak ons die meeste van die fase waarin ons onsself bevind? Hoe is ek intentioneel teenwoordig in elke fase van my lewe vir dit waarvoor God my roep? Voordat ons daardie vraag gaan beantwoord, wil ek jou nooi na die begin van Dawid se storie. Ons gaan lees uit 1 Samuel 16 vanaf vers 1 tot vers 13. En dit sê die volgende: Die Here het weer met Samuel gepraat. Jy het nou lank genoeg oor Saul getreur vandat ek besluit het dat hy nie langer koning van Israel moet wees nie. Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Daar moet jy 'n man met die naam van Isaai soek. Ek het besluit dat een van sy seuns koning sal wees, die nuwe koning sal wees. Maar Samuel vra, hoe kan ek dit doen? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Vat 'n jong vers saam met jou, antwoord die Here, en sê, ek kom om 'n offer aan die Here te bring. Nooi Isaai ook na die offer, dan sal ek vir jou sê watter een van sy seuns jy vir my moet salf. Samuel het gedoen dit wat die Here beveel het. Toe Samuel in Bethlehem aankom, was die leiers van die dorp bang. Hulle vra hom toe, wat is verkeerd? Kom jy in vrede? Ja, in vrede, antwoord Samuel. Ek het gekom om 'n offer aan die Here te bring. Sorg dat julle die reinigingsseremonie uitgevoer het, sodat julle saam met my daaraan kan deelneem. Hy het Isaai en sy seuns self gereinig en na die geleentheid genooi. Toe hulle daar aankom, kyk hy na Eliab en dink, dit is sekerlik die Here se gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant, die Here kyk na die hart. Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbyloop, maar Samuel sê, dit is ook nie die Here se keuse nie. Daarna roep Isaai vir Samma, maar Samuel sê, hierdie een het die Here ook nie gekies nie. 7 van Isaai se seuns is so aan Samuel voorgestel, maar Samuel sê vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarom vra hy, is hierdie al jou seuns? Die jongste een is nie hier nie, antwoord Isaai. Hy pas skape op. Stuur iemand om hom te gaan haal, sê Samuel. Ons kan nie eet voordat hy nie ook hier is nie.
Isaai het so gemaak en hom laat roep. Hy was rooierig van voorkoms, aantreklik met mooi oë en uiteindelik sê die Here: "Dit is die regte een. Salf hom." Terwyl Dawid daar tussen sy broers staan, neem Samuel die olie wat hy saamgebring het en gooi dit uit op Dawid se kop. Van toe af is die gees van die Here kragtig in hom, op hom en oor hom en het deur hom gewerk en daarna is Samuel terug na Rama toe. As ons hierdie begin van Dawid se storie net so bietjie ontleed, net bietjie gaan kyk na 'n paar details wat vir my uitgestaan het, wil ek die volgende vir jou noem. Samuel het in Bethlehem aangekom met 'n vooropgestelde idee van hoe die volgende koning van Israel gaan lyk. Hoekom? Want hy het gekyk na Saul, hierdie groot, sterk, kragtige, aantreklike man, hierdie koning. En hy het verwag dat God weer iemand soos Saul min of meer sal kies. Maar Dawid het nie hierdie vooropgestelde prentjie gepas nie. Dawid was nie groot en sterk noodwendig soos Saul nie. Hy was rooierig en hy was aantreklik, maar hy het nie die vooropgestelde idee van Samuel noodwendig gepas nie. Dalk nie eers sy pa nie. As ons kyk na vers 8, lees ons waar Isaai of Jesse, Dawid se pa, die tweede seun geroep het en voor Samuel verby laat gaan het, en ons sien dat Samuel het vir Isaai gesê, dit is ook nie die een wat die Here gekies het nie, en ons kan net aanneem dat Samuel op 'n stadium vir Isaai gesê het, hoekom hy daar is, dat hy daar is om een van sy seuns te salf as die nuwe koning van Israel. Maar sy pa het nie gedink dat Dawid regtig ook die prentjie van 'n koning pas nie. En dan kyk ons bietjie later, sien ons dat Dawid was nie eens genooi na die partytjie toe nie. Hy was nie genooi na die offeringsseremonie wat eintlik vir hom was. Hy was nie genooi nie. Dawid ervaar tot 'n mate toe verwerping. Daar is verwerping vanaf Dawid se pa, sy broers, want hy pas nie noodwendig die prentjie, die roeping van koning nie. En dan as ons bietjie verder aanlees, dan sien ons dat Dawid word gesalf voor al sy broers. Hy ontvang hierdie ongelooflike roeping van God af, jy gaan die volgende koning van Israel wees. Maar sy lewe verander nie dadelik nie. Die volgende dag gaan hy heel waarskynlik terug veld toe en gaan pas skape op. Later word hy 'n runner vir sy pa, hy vat brood vir sy broers op die grens. Sy broers praat lelik met hom. Hulle praat nie met hom asof hy 'n koning is of die volgende koning van Israel is nie, nee. So Dawid se lewe verander ook nie dadelik as gevolg van die roeping wat God op sy lewe geplaas het nie. So hoe pas Dawid se storie dan in by ons lewens van vandag? Hoe kan ons dit op toepassing maak van die fases waarin ons onsself bevind? Net soos wat Dawid deur God geroep is om die volgende koning van Israel te wees, groot roeping, word ek en jy ook geroep vir goed. In die alledaagse lewe word ons ook geroep om sekere goeders te doen. Ons word ook geroep om mense te help, om konflik op te los, om kreatief te wees, om met ons hande te werk. Dit is hoekom God vir ons elkeen ons eie passies en ons eie belange, ons eie drome en ons dryf gegee het om sekere goeders te doen en sekere goeders te bereik. Hierdie roeping is nie noodwendig iets wat sommer gaan verander nie. Maar wat wel gaan verander, is die fases in jou lewe rondom hierdie roeping. So ek vra jou weer, hoe maak ons die meeste van die fases waarin ons onsself bevind? Of jy nou graad 7, matriek, 'n student of al ouer is, hoe is ek intentioneel teenwoordig in elke fase terwyl ek God se roeping oor my lewe uitleef? 3 punte uit Dawid se storie. Die eerste een is, in vers 7, ons lees weer, maar die Here sê vir Samuel, moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie.
want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms. Maar die Here kyk na die binnekant. Die Here kyk na jou hart. Die eerste punt is, jou voorkoms kwalifiseer of diskwalifiseer jou nie vir die roeping wat God oor jou lewe het nie. Jou voorkoms kwalifiseer of diskwalifiseer jou nie vir God se roeping oor jou lewe nie. Ons leef in 'n wêreld waar voorkoms alles is. Jy's te maar, jy's oorgewig, jy's gespierd, jy's nie gespierd genoeg nie, jy's te lank, jy's te kort, jy's mooi genoeg vir dit, jy's nie mooi genoeg vir dit nie. Al hierdie vooropgestelde idees, al hierdie standaarde wat die wêreld stel, en hoe meer ons begin luister na hierdie standaarde, hoe harder word ons eie stemmetjie in ons kop en sê, ja, ons moet voldoen aan hierdie, of as ons nie voldoen aan hierdie nie, dan kan ons nie dit bereik nie, of ons kan nie dit doen nie. Ons raak tot 'n mate toe obsessief, ons raak obsessief oor hoe ons lyk, en te gefokus op hoe ons lyk. Moet ons na onsself kyk? Ja, natuurlik. Natuurlik moet ons mooi na die liggaam en die tempel kyk wat God vir ons gegee het. Maar wanneer raak dit te veel? As jy jouself bevind op 'n plek waar jou voorkoms begin bepaal dit wat jy doen en dit wat jy nie doen nie, dan kan dit 'n probleem wees. As jy weet, jy wil graag driekamp doen, of jy het hierdie roeping, hierdie passie vir sport, maar jy's dalk bietjie oorgewig, so jy raak nie aan 'n fiets nie, of jy raak nie aan 'n swembad of aan 'n kostuum nie, want jy pas nie die prentjie van 'n atleet nie. Is jy nie besig om jouself te diskwalifiseer vir 'n roeping nie? Is jy nie besig om 'n passie wat God in jou hart geplaas het, af te keer as gevolg van standaarde wat God nie opgestel het nie, maar die wêreld? Jy wil 'n influencer wees, maar jou looks, hoe jy lyk, pas nie die prentjie nie, maar jy weet jy het 'n boodskap om te bring. Jy weet daar is goed wat jy moet sê vir 'n wêreld daar buite. Dit kan jou manier wees van evangeliseer, maar jy pas nie noodwendig die wêreld se standaarde van iemand wat mooi lyk, of iemand wat op social media 'n sekere look het nie. Jy diskwalifiseer jouself van 'n roeping wat God ook op jou lewe geplaas het. Of aan die ander kant is jy so behept met hoe jy lyk goed, jy's gespierd, jy's mooi getoon en alles, maar jy spandeer 'n ongesonde hoeveelheid ure in die gym, jy tel elke liewe kalorie, en dan loop jy dalk die gevaar om ander te oordeel, ander in boksies te plaas, want hulle lyk nie soos wat jy lyk nie. Hulle moet beter doen. Al twee pole is nie goed nie. Al twee pole is jy besig om jouself te diskwalifiseer of te kwalifiseer vir 'n roeping wat God dalk oor jou lewe het. En dan staan ons die gevaar weer eens om dalk daai roeping totaal en al te mis. Jou voorkoms kwalifiseer of diskwalifiseer jou nie vir die roeping wat God oor jou lewe het nie. Die tweede punt is, wat ander mense oor jou sê of oor jou glo, kwalifiseer of diskwalifiseer jou nie vir die roeping wat God oor jou lewe het nie. Hoe baie van ons wou al so graag ietsie gedoen het, en jy het hierdie passie en jy het hierdie lus vir iets, maar sodra jy dit deel met mense en hulle opinies nie in lyn is met jou passie nie, dan kies jy maar om dit eerder nie te doen nie. Met hoe baie van ons het dit nie al gebeur nie. Ek sou sê dit het met meeste van ons al gebeur. En hoe hartseer is dit nie? Dat baie van ons dit nog steeds doen. Ons is so gefokus op ander se opinies en dit wat hulle glo oor ons, dat ons loop maar in hulle prentjie, ons loop maar in hulle manier van hoe ons moet wees, wat ons moet doen. Jy weet God het jou geroep om mense te help, maar omdat jou persoonlikheid dalk bietjie kwaai of streng is, en mense vir jou sê, ek weet nou nie of jy so goed met mense sal kan werk nie, dan kies jy om dit nie te doen nie. Is jy nie besig om 'n roeping wat God oor jou lewe geplaas het, te mis, omdat jy eerder luister na die opinie van ander nie?
Jy is kreatief en jy dink buite die boks, maar mense sê vir jou, jy breek al die reëls met jou kreatiwiteit en jy dink te veel buite die boks. So dan hou jy jouself maar terug en jy teken maar die gewone prentjie. Jy verf die gewone skildery, jy doen maar die gewone ding, net om in die boksie te bly. Is jy nie besig om God se roeping te mis nie? Of jy hou dalk eintlik van wiskunde, maar omdat jou hoërskooljuffrou vir jou gesê het, jy gaan niks eendag bereik nie, jy gaan nêrens kom nie, weerhou jy jouself om verder te leer, om meer te weet, is jy nie besig om 'n roeping wat God oor jou lewe geplaas het, te mis nie. Of aan die ander kant, is jy nou weer juis goed met iets, en mense probeer jou in 'n sekere boks plaas. Jy is goed met wiskunde, so mense sê vir jou, jy moet 'n aktuaris word. Jy is baie goed met skynat of met biologie of so aan, en mense sê vir jou, jy moet medies gaan swat. Maar jy weet dis nie eintlik wat jy wil doen nie. Maar jy doen nou maar wat mense vir jou sê, want dit is iets waarin jy goed is. Ek was op skool met hierdie ou gewees. Hy was briljant gewees, hy was ongelooflik slim gewees. Altyd top 3, van graad 8 tot en met matriek, en mense het altyd vir hom gesê, jy gaan seker medies gaan swat. Hy het nie. Hy het ontwerp gaan swat, fashion design. En ek onthou hoe vies mense vir hom was. Bietjie vreemd, omdat hy gekies het om ontwerp te gaan studeer. Vandag is hy 'n bekende ontwerper, want dit was sy roeping. Ek onthou op skool het mense ongelooflik baie vir my gesê, ek gaan seker regte gaan swat. Want tot my voor- en my nadeel, was ek nog altyd goed in argumente. Maar ek het geweet dit is nie my roeping nie. Wat ander mense oor jou glo of sê, kwalifiseer of diskwalifiseer jou nie vir die roeping wat God oor jou lewe het nie. En dan die laaste punt, wat jou wel kwalifiseer of diskwalifiseer vir God se roeping oor jou lewe, is jou hart. In vers 1 lees ons weer, die Here het met Samuel gepraat. Jy het nou lank genoeg oor Saul getreur, van dit ek besluit het, dat hy nie langer koning van Israel moet wees nie. Hoekom het God besluit dat Saul nie meer die koning van Israel moet wees nie? Saul se hart het weggedraai van God af. Weggedraai van die roeping wat God oor sy lewe gehad het. God het van Saul gehou, hy was lief vir hom, maar Saul het besluit om weg te draai, sy rug te draai op God. Hoekom het God te besluit om Dawid te kies as die nuwe koning van Israel? Want sy hart was naby aan God. Sy hart het gestreef na God toe. So jou hart maak saak. As jy wonder hoe om intentioneel in elke fase van jou lewe te fokus op God se roeping, maak jou eie stem stil. Maak die stemme van ander stil en fokus op die stem van God. Laat jou hart na God toe draai, na God toe streef en hy sal jou lei. In elke fase van ons lewe kyk God na ons hart. In elke liewe fase. Of dit nou goed gaan of sleg gaan, so hier is my uitnodiging vir jou vandag. As jy in 'n fase van jou lewe is, waar jy onseker is of deurmekaar is, jy sukkel dalk of jy hou jou kop net bo water, draai jou hart na God toe. Fokus weer op die een met al die antwoorde, met al die wysheid, met al die vrede. Rus in sy teenwoordigheid, in sy tyd, in sy wil. Maar maak seker dat jou hart gefokus is op hom. As jy in 'n fase is waar jy floreer en dit gaan regtig goed, jy voel jy is presies waar God jou geplaas het en jy is besig om jou roeping totaal en al uit te lewe, bly jou hart rig op die een wat daai roeping vir jou gegee het. Daar is 'n rede hoekom Jeremia sê, die hart is bedrieglik. God kyk na die hart. Dis baie maklik om eie wys en selfsugtig te raak, so Saul, wanneer dinge goed raak.
om jou hart weg te draai van God af, wanneer dit voel asof jy hom nou nie eintlik meer nodig het nie, want jy het dit bereik. Jy het dit bereik wat jy wou bereik. Hou jou hart gefokus op die een wat daai roeping op jou lewe geplaas het. Of dit goed gaan en of dit sleg gaan. In elke fase van ons lewe, bly God kyk na ons hart. Jou hart is so belangrik. Fokus op jou hart. Maak seker jou hart is gefokus op God. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U 'n roeping vir elke liewe een van ons gegee het. Dankie dat U ons nie miskyk nie. Dankie dat ons voorkoms of dit wat ander oor ons glo of sê, nie 'n invloed of 'n impak het op die roeping wat U oor ons lewe het nie. U het ons geroep om sekere goeders te doen en sekere goed te bereik. Vader, mag ons rus in U wil en in U tyd en in elke liewe fase van ons lewe ons oë gerig hou op U. Vader, mag ons altyd ons harte beskerm van 'n wêreld wat dit wil kom verdraai of selfs ons eie gedagtes wat dit wil kom verdraai. Mag ons gefokus bly op U. Mag ons harte bly streef om U roeping oor ons lewens uit te leef. Dankie dat ons hierdie kan bid en dat U ons altyd sal lei en dat U ons so liefhet. In Jesus se naam bid ons dit en ons sê, Amen.